Goeiemôre vriende, dit is vandag donderdag die 13de November 2025. Ek hoop julle het sommer net 'n wonderlike dag wat voor julle uitgestrek lê. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. O Heilige Gees, U wat binne in ons woon, U wat rondom ons is, voor ons uitgaan, God self, deel van die drie eenheid, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, te hoog vir ons begrip. Here, baie dankie dat U inderdaad die skepper is van die hemel en die aarde. Here, ver verhewe bo ons denke. Daarom is U ook inderdaad ons God. Dankie vir die Bybel, wat U vir ons kom nalaat het, kom gee het, Here, om ons deur eeue heen te rig en te lei. Here, die Bybel waarin ons U kan sien en hoe U self openbaar, inderdaad in Christus, in hierdie tyd wat ons in Advent ingaan met afwagting op die tweede koms en dan die viering van die eerste koms. O Vader God, dankie vir U onpeilbare liefde vir ons. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ons is besig met die meditasie. Ek wil vir julle gesê, so elke keer so tussen boeke het ons 3-4 meditasies wat ons so 'n bietjie doen, wat ons net so 'n bietjie mediteer oor wat God vir ons beteken, soos vir ons dan ook beskryf in die Bybel. Vandag wil ek hê ons by die Onse Vader gebed vat om oor te mediteer. Ons raak so 'n wyle stil en dan begelei ek julle in die meditasie. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Vriende, dink sommer 'n bietjie, hoe kan jy God se naam heilig in hierdie dag? Laat U koninkryk kom. Vra vir God dat die koninkryk deur jou sal kom. Dat hulle vir Jesus inderdaad in jou lewe sal sien. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Miskien is daar groot besluite wat jy moet neem in hierdie tyd. Laat dit aan God oor, dat hy vir jou help. Gebruik jou verstand, hy het dit vir jou gegee. Want dan weet hy ook beter wat oor die horison vir jou wag. Sê vir hom, Here, laat U wil geskied, soos in die hemel en op die aarde ook in my lewe. Vader, gee my asseblief my daaglikse brood. Here, U ken my omstandighede. Sê vir jou Vader, hy weet waartoe jy gaan, hy weet wat jy nodig het. Vra vir hom vir jou daaglikse brood. Daarin kan jy sit, dat hy moet asseblief kyk na jou werk, hy moet asseblief kyk na jou kinders, hy moet asseblief kyk na jouself en jou omstandighede. Maar sê ook vir hom dankie vir jou daaglikse brood, elke dag vir jou gee.
Vergewe my skuld soos ek ook my skuldenaars vergewe. Jesus het jou vergewe vir al jou sondes wat jy gedoen het en nog gaan doen. Maar hy verwag van ons. Hy verwag van ons. Die mense wat teen ons gesondig het, ons sleg aangedoen het, dat ons ook hulle sal vergewe. Omdat hy ons vergewe het, is ononderhandelbaar vir hom. Vergewe my skulde soos ek ook my skuldenaars vergewe. Dis miskien iemand wat jy aan kan dink, jy baie kwaad gemaak het, julle kan sien nie eye to eye nie. Miskien is dit iemand wat jy moet vergewe. Vra vir die Here om jou daarmee te help. Laat kom my nie in versoeking nie, maar verlos my van die bose. Dat ons nie moet toegee aan versoekings oor ons pad nie. Die ou duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, vra vir die Here om ons te help met onsself. Laat kom ons nie in versoeking nie, want ons lei onsself som in versoeking. Miskien is daar van daai versoekings nou oor jou pad, vra vir die Here om jou te help. Die bose nie vat plek kry op jou nie. Vader, aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.